vir jou so 'n paar maniere gegee, hoe 'n mens by 'n innerlike geloofsoortuiging of 'n innerlike oortuiging sal uitkom. En ek dink julle sal met my saamstem. As jy nie regtig oortuig is van iets, gaan jy dit nie doen nie. Mense wat op 'n punt kom waar hy sê ek is vas oortuig dit of dit is reg en dit is waarmee ek besig is. Dis mense wat eintlik baie kragtig is en niemand kan hulle stop. As jy eers oortuig is, nou ek praat van as ek praat nie van oortuig, dan sê ek, jy twyfel nie eens bietjie nie, jy weet maar net dat jy weet, dit is hoe dit is. Dan gaan niks jou beweeg. Nou, ons het laas keer klomp skrifgedeeltes gebruik en onder andere in Romeine, waar Paulus kom en sê, ek is vas oortuig. Daar's niks wat ons kan skei van sy liefde. Nie dood nie, nie lewe nie, magte, engele, enige ding, hoogte, diepte, niks. Hy sê nie, ek hoop dit nie, hy sê nie, ja, miskien nie, hy sê, ek is vas oortuig. As ek en jy vas oortuig is oor dit wat ons glo, byvoorbeeld oor die Bybel, dit wat ons glo oor God, maak nie saak wie wat vir jou gaan sê, niemand gaan jou oortuig nie. En jy weet, ek het al baie gesê, ek dink van julle sê dit ook, ek het nie nodig dat iemand my moet oortuig dat die Bybel byvoorbeeld die waarheid is. Ek weet dis die waarheid. Jy kan kom met al jou redenasies op die tafel gooi, dan is deesdae nogal baie, hoor. Daar's baie, as ek kom oor Christendom, Christianity, daar's mense wat die Christendom verlaat, daar's mense wat selfs moslems wat hulle geloof en goed verlaat, daar's mense, dit is, as jy daai stats sien, is eintlik verskriklik, want mense sê net eenvoudig, hulle kan niks in iemand meer vertrou nie, en daar's nie 'n God nie, en hulle, dit is hulle redenasies, en dan ruk hulle klomp goed uit die Bybel uit. Dit is interessant dat hulle die Bybel gebruik, om te sê dat die Bybel nie waar is. Want daar's niks anders om te gebruik om dit te sê. Jy weet, gebruik hulle die Bybel nogal. Maar dit is ook so, elke ketter het sy letter, né? Selfs die ouens wat nou nie die waarheid praat nie, gebruik ook maar die Bybel en gee maar net so 'n bietjie twist in. Dis hoekom jy die hele Bybel moet lees. Dis hoekom jy moet agterkom, daar's baie keer goed wat jy lees, dan lyk dit asof dit mekaar weerspreek, maar as jy in die konteks en goed gaan kyk, dan kry jy die breë prentjie, dan verstaan jy, nee, maar weet jy wat, dit is eintlik wat hier aangaan. So jy moet die hele Bybel gebruik, né? So hoe sterker dat mense in jou geloof kan staan, hoe beter is dit vir jou. Nou in Romeine 14, en ek gaan vir jou vers 5 lees en vers 23 gaan op die bord wees, maar in Romeine 5 wil ek vir jou lees, en hier gaan dit nou spesifiek oor vrae, wat die gemeente vir Paulus vra. Dit het gegaan oor die eet van afgodsoffervleis, en dit het gegaan oor spesifieke dae wat belangrik is, en daar's klomp goed wat hy aanspreek, en Paulus se groot storie gaan hieroor, maak nie saak wat jy doen nie, moenie laat iemand struikel nie, en jy moet ten minste vir dit wat jy doen, in jou hart oortuig wees, dat dit reg is. Dit sê nie, alles is nou 'n grys area, en jy kan nou besluit wat sonde is en wat nie sonde is nie. Dit is nie wat dit sê nie. Want baie keer sê mense, ja, maar dis dalk vir jou sonde, maar is nou nie vir my sonde nie. As seker goed wat net eenvoudig duidelik in die Bybel staan, wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. Daarby kan jy nie verbykom. Maar daar is ook sekere areas waar 'n mens so bietjie moet wonder, okay, maar en dit is hier waar jou geloofsoortuiging nou is. Nou hoor wat sê Romeine 14. En ek lees al vir jou daar in eers vers 5, dit is nie een wat op die bord is, maar vers 5 sê, hy sê net so is daar vir wie die een dag meer besonders is as die ander, terwyl ander weer alle dae as even belangrik beskou. Hy sê, elkeen behoort seker te maak van sy eie oortuiging in hierdie verband. En dan kom vers 23 man, en ek sê vir jy, hierdie vers het my al baie gehelp, dan sê hy, dit is een wat op die bord is, hy sê, maar as jy twyfel en tog eet, en hier gaan dit nou spesifiek, ons gaan mekaar nie, party ons eet en drink, en
daar's baie ouens wat sterker in die geloof is as ander ouens, en nou kyk hierdie ouens ja, en dan dink ek dan kan dit dalk skade aan hulle geloof kom. Dit is soos as ek by 'n braaivleis is en ek drink nou sommer saam met die manne 'n bier en 'n brandewyn en alles, en daar's ander ouens van die gemeente wat word nie dronk of iets nie, maar daar's ander ouens wat daar my kenner weet ek se pastoor en sien hulle maar ek is nou besig om hier te drink en sulke goed, omdat hulle dalk nie sterk in die geloof is nie, kan ek hulle laat struikel. Obviously sal ek dit nie doen nie, maar hulle kan struikel, sê maar wat die pastoor, dit doen hy. Of as ek soos 'n willematroos daar buite leef en ek praat soos ek wil en gaan te kere, maar hier by die kerk is ek, o gloria, halleluja, dit hierdie goeders, ek laat mense struikel, jy moet ook nie mense laat struikel nie. Dis waarvan Paulus praat in Romeine 14, nee. En dan kom hy dan sê hy, maar as jy twyfel en tog eet, staan jy veroordeel, omdat jy nie volgens jou geloofsoortuiging handel nie. Dan kan hy sê, right, dit is alles deel die konteks van daai. En dan kom hierdie laaste sinnetjie. En dan kom hy en dan sê hy, alles. In alle tale beteken alles. Hy sê, alles wat jy nie uit volle geloofsoortuiging doen, is sonde. So as jy net 'n bietjie twyfel oor iets waarmee jy besig is, net 'n bietjie twyfel, jy sê jy moet wel seker, jy weet, en dan vra partykeer, dan sê mense, maar wat dink ek nou vir dit of dit? Dan sê ek, net die feit, dat jy vir my vra, of dit reg is of nie reg is, sê vir my, jy het nie geloofsoortuiging, so moet dit nie doen nie, dit gaan vir jou verkeerd wees. Sien, so mens moet jou oortuiging, en dit wat jy glo in die lewe, moet eenvoudig vasstaan, onbeweeglik. As jy dit nie doen nie, as jy eintlik besig om teen jou gewete of jou innerlike oortuiging in te gaan, en dan is dit, en dan word dit natuurlik absoluut vir jou sonde. Selfs in Romeine 2 word daar gepraat van mense wat nog nooit die evangelie hoor nie, en hoe gaan God oordeel oor hulle, ensovoorts. En raai wat sê hy daarso in Romeine 2 vers 14 en 15, dit gaan ek vir jou lees. Hy sê, want nou is wat die nie-Jode betref, wie nie God se geskrewe wet het nie, as hulle instinktief die vereistes van die wet nakom, selfs al het hulle nie die wet nie, stel hulle vir hulle self 'n wet. Hulle optrede toon duidelik dat die vereistes van die wet in hulle harte geskryf staan. Boonop bevestig hulle gewetens dit deurdat hulle gedagtes hulle of aankla of vryspreek. En dit is hoe mense, hoe God mense gaan oordeel eendag wat dalk nog nooit met die evangelie te doen gekry het. Dis nie te sê hulle is almal nou verlore nie. Ek weet as jy nou praat van iemand wat ergens op 'n plek bly, geen siel nie, hy weet van niks nie, en nou gaan hy dood, gaan hy sommer net stryd help, en niemand het 'n kans gehad om die evangelie vir hom te verduidelik nie. Nee. Almal het 'n gewete, en dan sal God hom volgens daai gewete oordeel. En aan die einde van die dag gaan hy heel waarskynlik gered word. Deur Christus Jesus, al het jy nog nooit van Jesus gehoor nie. So dit antwoord klaar baie vrae oor mense wat baie keer sê, maar wat nou van die wat dit nou nie gehoor het nie? Dan sal baie mense sê, nou maar, hoekom gaan verkondig ons nog die evangelie dan, as hulle net alright lewe leef, gaan hulle gered word? Nee, dit is nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, gaan maak disippels van alle nasies. Want wat wil God ook hê moet gebeur? Hy wil hê alle mense moet die voordeel geniet van 'n verhouding met hom. Hy moet ook hê alle mense moet eendag belonings ontvang vir dit wat hulle gedoen het. Maar die gewete, die innerlike oortuiging. Ek vra vir jou volgende vraag. Is jy terwyl jy vanoggend hier sit, absoluut oortuig in jou hart dat jou lewe regtig in lyn is met God en sy woord? As dit nie so is nie, dan het jy nog kans om reg te maak. My gebed is dat elke een wat hier is, in daai oortuiging sal leef.
Met ander woorde, 'n totale oorgawe aan wie God is, 'n totale oorgawe aan wat hy doen, sodat jy ook kan onderskei wat sy wil is. En waar staan dit? As ek vir jou praat van hierdie totale oorgawe, sodat ek sal doen, is Romeine 12 vers 1 en 2, wat sê dat ek en jy is lewende heilige offers. 'n Offer is oorgegee, hè. En dan gaan hy verder en sê, julle moet nie dink soos die wêreld. Hy sê, maar julle denke moet vernuwe. En dan sê hy, sodat julle kan onderskei wat God se perfekte, aanneemlike ensovoorts wil is. Jy ken daai gedeelte. Maar 'n lewe van oorgawe. 'n Mens sal nie 'n lewe van oorgawe hê aan enige iets as jy nie ten volle in jou hart oortuig is dat dit waarmee jy besig is, reg is. En 'n mens kan nie tot op 'n punt vir jouself lieg nie. Vir God kan jy nooit, ons gebruik nou maar die woordjie jokkies kinders, jy weet nie die woordjie lieg en so. Sulke mooi kanseltale, sien maar lieg gesê maar lieg, net leens by leens. Jy kan dit vir jouself doen. Met mense kom weg daarmee later glo hulle self. Maar diep in sy hart, as jy hom vra, hoor, sê vir my, het jy regtig in jou hart vrede met God oor jou lewe? Dan kry jy daai kyk. En jy kan jy sommer daai kyk sien, hierdie kyk is nie 'n lekker kyk nie, hierdie ou is nie seker. Het jy al met iemand gepraat wat seker is vir iets? Het jy al gesien hoe lyk so 'n persoon se oë? Blink sommer as hy praat oor die goed waarvan hy oortuig is. Want hy weet, dis reg. Ons as kinders van die Here moet absoluut op 'n punt kom waar ons so leef. Ek wil graag vir jou die antwoord gee ook van hoe doen 'n mens dit? En op die bord gaan daar nou iets verskyn. Maak dit 'n punt om net gedurig aan God te dink. En dit is die begin. Baie keer as jy so deur die dag, en hieroor het ek al baie gepraat, en ek voel ek gaan nog baie daaroor moet praat. Want ek het gesien hierdie ding verander mense se lewens. Dit het my lewe verander. Met ander woorde, maak dit 'n punt om net gedurig aan God te dink. Maak dit 'n keer punt. Maak dit 'n punt om eenvoudig op hom te fokus. En soos wat jy hierdie dag gaan en waar jy ook al beweeg, al is dit ietsie wat jy vir jouself moet opsit ergens in jou herinner. En dis hoekom 'n kruis vir my byvoorbeeld so wonderlik iets is. Elke keer as ek kruis sien, sê ek dankie Jesus. Julle weet wat se kort opsomming van die evangelie ons het net nou gesing ook. In my place, in my plek. Dis die opsomming van die goeie nuus, in my plek, sodat ek nie hoef verlore te gaan. In my plek. Nou dink net as jy so beweeg. Jy weet as jy byvoorbeeld goeders doen soos in jou geloofsoortuiging doelbewustelik en intentioneel uit te spreek. Dinge soos as jy vir jouself sê byvoorbeeld ek is vry. Christus maak my vry. Jy weet as jy so hierdie dag gaan en jy sê jy ry en jy sien daar's 'n kerktoring of iets wat jou kan herinner aan kerk of sweets. Dan sê Here, dankie ek is vergewe. Dankie Here, ek gaan vir ewig geleef. Dankie dat U my God is. Here, dankie vir U liefde en guns. Dink net as jy deur die dag gedurig deur besig is en ons dae is nie altyd positief nie. Jy's baie keer in omstandighede. Jy weet dit is baie besighede in ons dorp is dan nie vreeslik Christelik georiënteerd ook nie, nee. En baie keer is die baas op nie. En baie keer is daar iemand by die werk wat jou gas gee die hele tyd. En om dan kop te hou, is moeilik, maar as jy in 'n geloofsoortuiging oortuig is in jou hart, jou gedagtes en jou gewete, dat jy weet dat God is. Hy jou God is, hy jou bron is. Ons maak te veel goed deesdae ons bron. Mense maak staat op AI en goed, en dit is AI het ook 'n plek. Hulle maak staat op hulle salarisse. Hulle maak staat op hulpmiddels wat hulle kan help. Maar hou hulle vas aan daai God. Jou bron is God. Nou dink net as jy so hierdie dag gaan en jy herinner jouself gedurig, God is my bron. Ek weet God is my bron. Al wys jou bankrekening 0. God is my bron. Here, U is my bron. Kom ek sê vir jou, wat gebeur dan?
Dis dan asof daar iets loskom wat wonderlik is. Hierdie woord en goed in God se woord, dit wat ek gedurig deur doen. Nou laas week het ek vir jou dit opgegooi. Gooi daai volgende slide asseblief. Het ek vir jou gesê die woord, God se woord en dit wat jy jouself, dit is so saad. Jou hart weet ons, dis die grond en dit is Matteus 13, hè? Die saad wat gesaai word, verskillendes langs die pad, tussen die dorings, tussen die klippe, goeie grond. Dit praat van 'n stand van die hart. Meditasie, dis daai wat jy so gedurig deur vir jouself sê en jy jouself wys maak. Nou, miskien kan jy vanoggend sê, maar ek weet nie, ek sê nie heeltemal saam nie. Kom ek sê so vir jou, alles wat jy nou glo en alles wat dalk kan skeefloop in jou lewe, is die goed wat jy die hele tyd vir jouself sê. Ja, ek weet nie of ek gaan maak nie. Ek is nou maar heel, ek moet nou maar altyd. Dit is nou maar hoe dit met my is, jy weet. Ek is nou maar daai alle ongeluk. Ja, die jou Murphy is lief vir my. Hy roer my. Want wie die alles Murphy in elk geval, okay. Jy hoor wat ek sê. Maar as daai goed nie in ons doen dit, ons almal doen dit. Wat jy sê vir jouself, shoot. As jy dit nog nooit gedoen het nie, dan jok jy ook. Ons baie keer daai goed wat maak dat jy word soos wat jy is. Baie keer is dit daai goed wat jy vir jouself sê, niemand sal my iets vertel. Hulle moet weet met wie hulle te doen het. Ek sal hulle roer. Weet jy wat doen jy dan as jy dit roer jouself? Dit is daai goeders. Dis die goed wat jy, daai meditasie so meer word. Ek dink ek het laasweek gepraat van die gedagtesuiweringsmiddels. Dit is 'n opskrif in 'n boek wat ek gelees het en net alles is so aan mekaar, so lank woord. Ja, so sien skrik jy op 'n vol, nê. Maar wat die persoon sê, hoe meer goed jy in jou gedagtes inlaai, hoe oor God en natuurlik veral oor God, nê. Dan sit asof hierdie goed begin gewig kry. En dan begin dit swaar word, dan begin dit afsak tot hier in jou hart in, jou innerlike in. En as dit daar ingesak het, dan begin dit groei en dit dra dit vrug, né? So, en dit beïnvloed dan jou praat en doen, dit is soos daai sonlig wat 'n saadjie nodig het. En dan kom die Gees, want die Gees is soos lewe. En dan verander dit dinge in ons lewens. Dit sê net eintlik. Vat iets, maak dit jou eie. En vra jouself ook natuurlik af. Hoe gaan hierdie skrifwaarheid lyk in my lewe en die setting waar is? Dit beteken as jy nou net hier uitstap. Ek hoop dit gebeur reeds in die diens dat jy klaar alles agter mekaar kry. Dan vra jy nou vanoggend vir jouself, okay, ek het nou gehoor van hierdie geloofsoortuiging. Alles wat nie uit dit uit is, die sonde se my geloofsoortuiging moet reg is. Maar hoe gaan dit lyk as ek dit nou moet leef daarby? Hoe gaan dit lyk by my huis en al die kinders wat daar is? Hoe gaan dit lyk by die werk en al die negatiewe goed wat daar gebeur? Hoe gaan dit lyk as ek op die pad is, jy's dalk iemand wat baie ry? Hoe gaan hierdie goedes lyk hoe gaan dit in my lewe nou lyk? Jy sien, maar dan word dit prakties. Daar's baie informasie en hierdie preek kan vanoggend vir jou sê, weet jy, dit is goeie informasie wat ek nou vanoggend gekry het. En jy kan van dit na die tyd sê wat jy wil, dis goeie. Maar as jy dit nie ergens nou gaan vasmaak aan iets prakties in jou lewe, dan moes jy maar by die huis gebruik en dan het ek my tyd gemors. Want ek kan nou vir jou sê, binne 'n dag, dalk minder as 'n dag, is dit uit jou kop uit en is weg. En dit is hier waar ons dit baie keer mis. Ek weet nie of julle al kursusse in goed bygewoon het of. En dan na die aanbieding dan maak hulle groepies en dan moet jy nog gesels daaroor en so. Ek haat dit met 'n passie. As ek in enige lesing of 'n ding is of iets het iemand en hulle sê kom ons maak groepies, dan wil ek haat.
Ek hou nie daarvan nie. Maar ek het begin leer om daarvan te hou. Want weet jy wat doen daai groepie? Daai groepie, nou begin ons gesels oor hoe gaan ek nou dit wat ek gehoor het prakties maak. Nou sê ek dit, en daai ou sê dit, en daai ou sê dit, hierdie vrou sê so, en dan begin ek agterkom na my genade, weet jy wat? Dis nie so moeilik nie. Daar's dalk iemand daar wat nou ons op paadjie gestap het met en sê, jy maar weet jy, kom ek gee vir julle 'n tip. Dit en dit. Nou wat doen daai groepie aktiwiteit? Waarvan die minste van, ek dink die meeste van ons dit nie sit, sal nie daarvan hou. Ek dink as ek vanoggend nou sê, kom ons maak gou groepies. Dan gaan jou moed en jou boots wees, né? Daar's baie mense wat bang is daaroor. Dit is maar hoe dit is. Op baie keer hou jy hiervan, maar jy word gekonfronteer om dit wat jy nou gehoor het, prakties vas te maak in jou lewe, sodat jy iets daarmee kan gaan doen. Weet jy hoeveel keer het ek baie keer in so 'n groepie na die tyd aantekening gemaak van iets wat ek gehoor het, wat die aanbieder nie eers aan gedink het of gesê het nie, wat ek by iemand anders gehoor het en maak 'n aantekening en ek weet dit is 'n antwoord vir my. Sien, jy moet eintlik dit doen. Julle moet eintlik as julle by die huis kom, pa, ma, dan moet julle daar op die tafel gesit en okay, die kinders is nou nie, maar jy en jou vrou moet ten minste gaan sê, okay, goed, ons het nou vanoggend dit gehoor. Hoe gaan dit nou werk vir ons? En as daar iets prakties kan wees wat julle kan doen om dit vas te maak, doen dit. Jy gaan agterkom die krag van 'n geloofsoortuiging wat deurkom in jou lewe. Ek het laas keer vir jou ook gesê, en ek gaan dit vandag vir jou weer sê, God soek nie mense wat net weet. Daar's baie van ons wat baie goed weet. Hy soek mense wat vas oortuig is. Want wanneer jy vas oortuig is, gooi gou daai slide op. Wat gaan gebeur? Twyfel verloor sy stem. Twyfel verloor sy stem. Vrees verloor sy mag. En geloof word jou leefstyl. Dis daai waarvan ons gepraat het, jou hoof, jou hart en jou hande kom in lyn. Alles wat hier inkom sien alles wat hier inwerk, begin swaarder en swaarder word tot dit insak. Nou weet jy ook wat se negatiewe kant. As alles wat hier inkom net negatief en sleg is, dit sak ook af. En dan maak dit wat hier doen en dit wat hier uitkom 'n gemors. Mag dit nie so wees met ons. Ons het ook laas keer gesê sonder 'n hoof, jou denke sonder hart is koud. 'n Hart sonder denke of jou hoof is misleidend. Dit wat die Here tussen jou oë gesit het, tussen jou ore gesit het, is belangrik. Jou denke is belangrik, dis hoekom dit moet vernuwe. Maar dit moet saam hardloop, dan begin hierdie geloofsoortuiging bou. En dan, albei van dit, sonder die hande, is ook dood. Dalk nie is net 'n kop en hart storie. Jy doen niks. Jakobus sê dit. Ek dink amper die Tessalonisense gemeente was ook in daai bootjie. En dis wel ons is nou gered, nou wag ons vir die Here, nou ons niks meer te doen nie. Sê Jakobus, nee. Dit wat jy glo, moet jy ook gaan wys, anders is dit dood. Hoeveel van ons het vaste oortuigings oor sekere goed, maar jy kom nooit op die punt waar jy iets daaraan doen. Die Here het al lank iets op jou hart gerig, dalk wat jy in die gemeente moet doen, of wat jy in die gemeenskap moet gaan doen, of wat jy dalk in jou gesin moet doen, of jou familie. En nou procrastinate jy kom net nie op die punt om oor te gaan in aksie. Dit kan dalk wees dat jou geloofsoortuiging nie sterk genoeg is. Baie interessant, toe Jesus in Markus 2, toe Jesus die geloof sien van hierdie man wat hierdie onthou die storie toe Jesus in die huis was en hulle die dakplanke losmaak en hierdie siek ou op 'n mat afsak voor Jesus. Jy onthou daai gebeure, né? Dis daar in Markus 2.
Daar so staan toe Jesus hulle geloof sien. Sien, geloof moet gesien word, geloofsoortuiging gaan ook gesien word. Paulus kom in 'n situasie ook met 'n verlamde man daar in Handelinge 14. En hulle het gepraat en hy sê toe Paulus hierdie ou sien en hy begin en hy sien hierdie ou het nou geloof, toe sê hy vir hom stap. So jou geloofsoortuiging, soos wat ek vanoggend gesê het, moet sigbaar word. Dit moet sigbaar word. En dan word alles doenbaar. Miskien is jy vanoggend so op die randjie, man. Jy's op die randjie van jou oorwinning. Maar jy is nog so 'n bietjie gestak. Miskien moet jy dalk hierdie week bietjie spandeer om jou geloofsgoeders weer so 'n bietjie af te stof en net so 'n bietjie weer te gaan met jouself in aanraking kom. Jouself dalk bietjie daar in die spieël gaan bekyk en met jouself dalk bietjie 'n gesprek hê oor jou lewe en wie God is en wat hy doen in jou lewe en wat jy sien hy doen in jou omgewing of dalk in ander mense se lewens, getuienisse en goed om sodat die geloof gebou kan word, sodat dit gesien kan word, sodat die wonderwerk kan plaasvind. Miskien is dit tyd dat jou geloofsoortuiging regtig sigbaar begin word in jou lewe. Ek sluit af. As hierdie goed in ons lewens begin wys, dan gaan dit ander mense saamtrek. As hierdie goed in jou lewe begin wys, dan gaan dit ander ouens saamtrek. As jy en jou vrou uit 'n geloofsoortuiging begin leef, dat God regtig julle bron is, gaan dit tot sigbaar wees in jou gesig. Dit wat ek vir jou sê, is 'n realiteit. Dit is nie goed waarmee ek te doen kry, dit is wanneer ek sien mense is besig om te verander. Mense is besig om die lig te sien. Wil jy die lig sien? Maak daai geloofsoortuiging in jou hart vas. Kry woord. Begin die woord ding, begin God ding, maak jouself vol. Hoe meer jy dit doen. Ek en my vrou het 'n gewoonte in die oggend as ons opstaan, dan is ons sy het 'n playlist op Spotify en dan smeer heel oggend terwyl ons besig is om klaar te maak, reg te maak en te eet, is daar Christelike musiek in die agtergrond. Heel oggend. En ek wil vir jou sê, dit maak 'n groot verskil. Dit maak 'n groot verskil. Dis 'n belegging in jou gees. Partykeer is dit dalk nodig dat jy jou selfoon en jou tablet en goed bietjie neersit en net dalk weer bietjie 'n geestelike boek vat. Hoopelik die Bybel ook, maar geestelike boek vat en bietjie lees. Ek dink die vyand het dit ook reg gekry om ons te beroof van dinge sodat ons geloofsoortuigings dalk nie is wat dit moet wees nie. Ek hoop jy is vanoggend bemoedig. En jy kan nie uitstap en jy kan sê vir jouself, sê myself, jy sal reg. Toe Ruben nog rugby gespeel het, onthou ek, het hulle 'n woord gehad net voordat hulle uit die kleedkamer uitgaan. Hiermee sluit ek nou regtig af. Maar net voordat hulle uit die kleedkamer uitgaan, hulle het opgewarm en alles daar binne. En dan het hulle treie gevat en hulle arms en goed in hulle treie gesit. Dat hulle almal vir mekaar gewag. En dan het hulle so paar goed vir mekaar gesê om en hulle sing baie keer goed op wat ook al. En dan die volgende oomblik dan trek daai hele span op een slag almal hulle treie oor hulle kop. En as hy trei oor sy kop gaan, lyk hy anders. En ons het dit genoem switch on.
Baie keer so deur die game as hulle so bietjie begin duik, dan skree ons coaches vir hulle, kom switch on. Jy sien dit is 'n praktiese, dalk 'n sportsoepe ding, sielkundige goed, nee. Maar dit het net iets gedoen met daai jong. Hy het net skielik in sy hart geweet, yes. Ek was die kleinste ouetjie altyd op die rugbyveld. Toe ek in matriek was, nie nou, op daai tyd was. Hakker gespeel. As hulle foto's neem ook heel voor gestaan, die kortste ouetjie. Ek in die skram staan. As ek tussen my stitte gestaan het en trek vas, het hulle my voete so ver van die grond af opgelig. Maar as ek uit daai kleedkamer uitkom, het ek die grootste oue baie veld gevat. En ek het hom die sak gevat. Sien, wat het gebeur? Daai oortuiging van wat jy is, kom net eenvoudig neer. En mag dit vir jou so wees. Mag jy 'n bietjie switch jou geloof aan. Maak God absoluut jou bron. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so saam kan wees. En Here God, dit wat vanoggend gesê is in hierdie plek, mag dit absoluut nie leeg terugkeer nie. Mag elke persoon wat dit gehoor het vanoggend sê, ek kan, ek sal en ek wil die Here dien. En niks gaan my keer nie. God is my bron. Here, mag selfs die wat vanoggend hier is wat nie lekker voel nie, sê dankie vir my genesing, Here. Dankie vir u voorsienigheid vir my. Mag dit vir ons elkeen so wees. Here, ek wil ook nou bid waar elkeen net vir 'n paar oomblikke so bietjie gaan fokus op dit wat u sê, op wat u reeds gesê het. Dan daai strategie sal leer. Kom ons praat net so vir 'n paar oomblikke, net daar waar jy sit. Praat bietjie met die Here, net daar. In jou hart, jou gedagtes.